Hy geliefdes, ek is Karen en hierdie is Mag soos 'n Wildsbok. Vandag gaan ons bietjie praat oor 'n visioen wat ek gehad het in November laas jaar. Dit was die 18de November gewees. Um nou oor die algemeen, goed wat ek sien is nie altyd lekker nie. Maar dis hanteerbaar. Ek dink altyd die Here sit nie iets op my bord wat ek nie kan hanteer nie. Maar daar is goeters wat ek sien wat ek nie van hou om te sien nie. Ons is so gewoond aan geweld en goed in hierdie wêreld wat ons op die nuus sien, wat ons stories sien, wat uitspeel voor ons oë, dat ons raak gewoond daaraan. Ek dink nie ons is meer so sensitief vir sekere sake soos wat ons seker moet wees nie. Maar vir my is daar een ding wat ek nie van hou nie. En dit is as ek visioene oor kinders het wat seer kry. Ek wil nie sê dis waar ek die streep trek nie, want ek het nie eintlik 'n keuse daarmee nie, maar dis gewoonlik die goed wat my die meeste ontstel. Baie van die ander dinge wat ek nou nog so met tyd met julle sal deel, so julle sien, ek nie al van nie, is nie lekker nie, maar dit affekteer my nie so erg nie. Want ek weet dit is nie noodwendig dat ek dit doen of deel van dit is nie. Maar vir een of ander rede, as daar kinders betrokke is, dit dis die wat ek nie van hou nie. Wat ek eintlik wens ek hoef nie te hê nie, maar okay. Soos ek sê, is nie my keuse nie. Nou, hierdie spesifieke een, was vir my, ek dink dit was 'n maandag aand as ek reg onthou. Ja, ek dink die 18de November 2024 was 'n maandag aand gewees. So dit sou ook aande gewees het wat ek in stilte en donker in gebed sit. Nou dis iets wat ek van hou om te doen. Ek het dit ook by iemand anders te geleer wat hulle genoem het van kry vir jou 'n gemaklike stoel wat jy rustig in kan sit. Maak dit jou prayer chair en dan sit jy in donkerte. Veral vir mense met visioene en goeters. Ons het baie keer nodig om ons oë toe te hê as ons deur die dag iets wil sien. Party van ons kan sien of dit nou lig is, maak nie saak nie, as die Here wil wys, gaan hy wys, ongeag. Maar daar's 'n manier om in die geesteswêreld in te gaan om beter te sien en dit is met donkerte, want lig kom altyd beter deur in donkerte. As jy daaroor dink, vir die van julle wat dalk nou nog flieks toe gaan of al by 'n fliekteater was, wat gebeur as jy gaan sit? Dis eers die previews en nog kuier en klets en die ligte langs die gange is nog aan. Maar sodra wat jy betaal het om te kom sien, begin word al die ligte afgesit. Dan's dit totale donkerte en die enigste lig is wat daar op die skerm is. So dis baie dieselfde konsep van dis 'n ander manier van beter sien. En gewoonlik dan as ek so sit en kyk, het ek nie altyd nodig dat my oë toe hoef te wees nie, want daar's genoeg donkerte dat ek deur dit kan sien in die lig in. Maar dit was net so 'n dag gewees. En ek het vandat ek hierdie begin leer het om dit so te doen, het ek makliker begin sien, beter kan sien en ek sien helderder ook. Dis ook van tye dat ek langer sien. So dit is nie net 'n 1 of 2 sekonde ding wat jy sien nie. Dit is baie keer 'n lang gebeurtenis wat jy sit en kyk hoe dit uitspeel. En hierdie was nou een van hierdie dinge. Nou die plek wat ek gesien het was dagtyd gewees. Dit was nie in die nag nie. Ek het in 'n straat gestaan en toe ek na so 'n paar keer wat ek nou deur dit is, begin opkyk het ek besef, dit voel vir my of ek in New York staan. Ek was nog nooit self daar nie, maar uit movies, uit series, uit foto's, uit video's wat ander mense, die gevoel net toe ek daar gestaan, dit het vir my gevoel of ek in 'n suburb staan en toe ek so opkyk in die lig in die geboue in die agtergrond, dit vir my gevoel soos dit gee die New York vibe uit. So baie van die goed wat ek sien, moet ek sê gebeur baie keer in New York. Ek weet nie wat is die aantrekking daar, hoekom die Here dit vir my so baie keer wys, spesifiek goed vir of woord oor New York of goed wat in New York gebeur nie. Daar seker maar rede daarvoor. Ek dink almal het maar hulle opinies daaroor. Ek weet baie mense het al gesê daar's 'n portal in New York, so daar's aantrekkingskrag vir goed en sleg. Miskien is dit die rede, wie weet. Maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Want dit is nou onbelangrik vir hierdie. Maar in elk geval, ek het gevoel ek staan in New York. En iets het gebeur. Daar was 'n ontploffing gewees. Ek het net geweet daar is 'n verskriklike ontploffing gewees want eers het ek in die gees gestaan en toe sit asof ek
oorskakel tussen gees en fisies, dan sien ek van die geesteswêreld se oogpunt af en dan sit asof ek in die fisies daar staan en die fisiese goeie sien. En dis heeltyd dat ek so tussen die twee beweeg. Ek staan op dieselfde plek heeltyd, maar dis asof my sig so maak. Dan kyk ek dit, dan kyk ek dit. En die slag wat ek in die gees daar staan, toe sien ek hierdie engel en dis een wat ek nog nooit voorheen gesien het nie. Daar's trekke daaraan wat vir my baie bekend voel, maar ek kan nou nie vir julle presies plaas hoekom dit vir my bekend voel nie. Maar die manier wat hy gelyk het, is net verskriklik mooi, lig. Dis amper asof hy baie silwer het, maar deurskynend. Dis asof dit heeltemal, wil amper so sê, mense wat materiaal nou ken. As jy kyk na chiffon, as jy chiffon deur wind laat waai, dan dit beweeg anderste en dis ook so ek dink nou dis chiffon. Ek sê chiffon, maar dis dalk organza wat ek van praat. Maar dis lig en jy sien deur dit. Dis net as die son dit reg vang, dan sien jy of jy reg deur dit sien. So, dit het 'n paar lae nodig. Maar die engel het so voorgekom as jy hom gekyk het. Hy's lig, hy's silwer, verskriklik mooi. Baie daar's soveel mooi features aan hom gewees, maar dis asof jy reg deur hom kyk. Asof hy meer gees is as vorm. En toe ek begin afkyk soos wat hy loop, en dit is wat my toe begin vang het. En ek sien dit kindertjies, lyke van kindertjies wat lê, met die ontploffing wat gebeur het. En hy stap na hulle, en dan raak hy aan hulle. Hy raak dit so aan hulle kop, maar dit is soos hy glimlag soos wat hy aan hulle raak. En ewe skielik is dit asof die gees in die kind uit die liggaam uitkom, opstaan en af in die pad begin stap. En ek verbeel my, dit is wat, as hulle sê, wanneer jy jou verheerlikte liggaam, want dis die liggaam wat nou na die hemel toe gaan. So hy kom kollekteer al die kinders wat dood is. Die lykie lê daar, so die liggaam bly agter, maar die gees en die siel gaan hemel toe. En hy maak hulle wakker. Dit is asof hy vir hulle sê, word wakker. Dis tyd om te gaan. En die kinders stap net, hulle kyk nie terug nie. Dis asof hulle nie eers sien wat om hulle gebeur het nie. Hulle sien net die pad wat hulle na die Here toe loop. Hulle is op pad met die pad. En so gaan hy. En soos wat ek kyk, begin ek sien, maar hy's groot mense tussenin. En hy raak nie aan die groot mense nie. Hy raak net aan die kinders. Hy los die groot mense daarso. En ek het so vir 'n oomblik nou gewonder, nou dink ek, is dit omdat hulle nie gered is nie, dat hulle nie wakker maak nie? Is dit dat die kinders onskuldig is, dat hy hulle net vat? Weet, mense kan so baie gedagtes hê, maar ek dink tog in 'n mate moet dit seker wees dat dit is mense wat nie gered is nie. En omdat kinders beskou word as onskuldig tot hulle self die besluit kan maak, word hulle wakker gemaak dat hulle hemel toe gaan. En ek begin weer uit die gees uit te beweeg en nou staan ek daar in fisiese vorm en ek kyk hierdie storie so en dis regtig, dis 'n verskriklike ontploffing gewees. En nou probeer ek te plaas, waar is ek eintlik, dat die kinders is, want die kinders het uniforms aan. So my vermoede was, dis 'n skool, ek sien wat by 'n skool gebeur. En ek begin so rond te kyk en ek sien, dit lyk soos 'n tennisbaan, maar ook nie 'n tennisbaan nie. Toe ek nou verder kyk, toe sien ek, okay, dis 'n basketbalkort. Maar een van daai wat jy buite sien, ons wat nou gewoond is aan hoe skole se tennisbane lyk, Amerikaanse basketbalkorts lyk baie soos wat ons tennisbane hier in Suid-Afrika lyk. En ek dink dis waar ek die verwarring gehad het, dat ek nie was seker was of dit 'n tennisbaan is nie. Dit was eers toe ek die paal gesien het met die ring, toe besef ek, okay, dis seker, dit moet 'n basketbalkort wees. En soos wat ek verder rondkyk en beweeg, sien ek, okay, dis 'n gebou wat lyk soos 'n skool. Die uniforms wat hulle aan het my laat dink aan dis 'n Katolieke skool. Ek dink nie, ek kan nie regtig vir julle sê dis 'n privaat skool nie, want hoe dit aan die buitekant gelyk het meer in die klas van publiek gelyk as wat dit privaat gelyk het. Ek het nie gevoel dis 'n privaat skool nie, al het hulle uniforms gehad. En ek weet in Amerika dat baie van die Katolieke skole het uniforms, al is dit nie 'n privaat skool nie. Ek praat nou onder korreksie, maar van wat ek weet en wat ek al gesien het, aanvaar ek dis hoe dit werk. En ek kyk toe nou verder na hierdie gebou wat hierdie gemors is en ek
ek hoor die sirene. Ek begin nou staan ek weer in die straat en ek sien hoe die ambulanse aankom. Ek sien hoe die brandweer kom, die polisie en dis 'n malheid van sirene. So dit het nog nie lank terug gebeur nie want almal is besig om te storm om te kom. En ek hoor net die Here sê vir my dat hierdie is 'n terreuraanval. Dis iemand wat gekom het om 'n bom te plant. Spesifiek wat hulle agter die kinders aan is. En ek luister so wat die Here met my praat en tussendeur die engel ook en ek hoor net die hele tyd daar word gepraat dat dit is as gevolg van die ouers. Die kinders word gestraf as gevolg van die ouers. Oor die ouers 'n bespotting gemaak het van iets en toe het hierdie groep mense wat die bomme kom plant het gekom om die ouers te straf so hulle het hulle kinders van hulle al weggevat as gevolg van hulle geloof. Ek dink nie regtig ek wil sê die ouers het iets verkeerd gedoen nie, maar dit het vir my die ervaring wat ek gesien het en wat ek gehoor het, is my afleiding dat dit is as gevolg van omdat hulle Christendom uitgebeeld het en die trotsheid wat hulle oor hulle Christendom gehad het iemand aanstoot geneem en besluit hulle gaan hulle kinders kom straf daarvoor. Nou, ons as gelowiges weet, daar gaan vervolging wees. En omdat ons iets glo, en ons is lief vir die Here, en ons volg sy instruksies, ons volg sy voorbeeld, en ons het altyd vreugde in ons harte met ander te deel, daar gaan ander geloofsgroepe wees wat nie saam met jou stem nie. Hulle gaan jou probeer skade doen om hulle punt te probeer wys. En daar gaan sulke goed gebeur. En dit was net vir my baie sleg om te dink dat kinders op die einde van die dag die prys gaan moet wees wat moet betaal daarvoor. Dit was nie vir my 'n lekker ding om dit te sien nie. Maar nou kom ons gaan nou aan. So 'n paar dae daarna, ek het my boek omblaai, want ons praat vandag uit die joernaal uit. Dit was 'n Woensdag aand en dit was 'n gebedsaand by 'n biduur gewees by die kerk wat ek op daai week by was. En alles gaan altyd lekker daar. Die Here praat regtig baie met my, veral by daai kerk as ek daarso is. En die aand spesifiek het hy vir my 'n woord gegee. Nou, ek het nou al geleer, die Here praat nie altyd in Afrikaans met my nie. Dis baie keer, as ek so 'n woord kry, dan kan dit in Engels wees. En ek het ook al geleer, as ek dit in Engels kry, moet ek dit in Engels sê. Ek moet dit nie gaan staan en vertaal nie. Meeste van die tyd dan kan dit ook wees, omdat hy dit op die Engelse blad wil sit. So ek sal hierdie verduideliking op die Engelse blad ook sit een of ander tyd, maar ek het net gevoel, ek moet dit hierdie naweek uitkry. Want ek voel ook, dit moet gesê word voor die inauguration van Trump. So vandag is, wat is vandag? Die 18de November. En ja, Saterdag die 18de November. So ek dink dit is belangrik dat ek hierdie een vandag probeer uitkry. Daar is 'n ernstig, ek weet nie hoekom nie, maar dalk is dit maar net dat dit moet gesê word en gedeel word. En julle is almal welkom wat hierna luister om julle opinie te gee. Te sê, as julle iets anders te gehoor het by die Here met julle praat, las by. Sit by, laat ons hoor wat ander mense ook sê, want dit is nie te sê dat my benadering daarvan reg is nie. Ek hoor baie keer een ding en dan verstaan ek dit verkeerd en ek het lank gewag voordat ek hierdie woord gegee het, juis vir daai rede dat ek nie iets sê wat ek nie moet sê nie. Maar daar's regtig 'n ernstig op my vandag dat hierdie woord moet uitgaan en dit gaan spesifiek oor hierdie stuk, maar ek het gevoel die stuk met die kinders kan deel van dit wees. Want toe ek dit net nou weer oorgelees het, toe besef ek daar moet 'n koneksie dalk daar wees. So die twee moet saamgegee word. Nou, ek gaan net vir julle lees wat die woord wat die Here vir my gegee het en dan gaan ek 'n paar skrifte met julle ook deel wat ek voel wat saam met dit gaan. So die woord loop so. The eagle is going to provoke the bear in his own territory. The retaliation won't just be the bear, it will awaken the dragons of the east, also one red and blue, and one gold, yellow, and red. While the attention is on the dragons, the green horse will sneak into the eagle's nest and steal her children.
ek wil nie regtig sê wat ek in my eie opinie dink dit is nie, maar ek dink as enigiemand tussen die lyne lees, dan sal hulle die imagery sien. En 'n eagle kan baie keer verwys in profeties na baie goeders, maar ek dink as 'n mens die twee woorde bymekaar sit, dan sal dit die verteenwoordiging wees van Amerika, want hulle nasionale voël is mos 'n bald eagle. So baie keer as mense profetiese woord gee of 'n visioen het en dit gaan oor lande en hulle sien 'n arend, dan is dit gewoonlik verwysing na Amerika. Nou die ding wat my bekommerd is nie die lande wat met mekaar gaan beklei nie, want dit sien ons in elk geval, dit is nie, maar miskien is dit nodig vir ons om oor Amerika te bid, dat hulle aandag by hulle eie land is, dat hulle aandag nie op ander lande gefokus is, en dan mis hulle uit wat in hulle eie land dalk gebeur nie, want daai stukkie van the green horse will sneak into the eagle's nest and steal her children. Dit laat my aan baie goeders dink, dat kinders wat doodgemaak word, kinders wat gesteel word, dalk moet hulle aandag daar wees, dalk is dit nog oor child trafficking, want child trafficking word nou weer baie groot die laaste tyd, oor hoe mense oor dit praat, en dis 'n vieslike ding, om net daaroor te dink, en eintlik wil ek nie nou daaroor praat nie, want as ek eerlik is, dis nog iets wat my baie kwaad maak as ek daaroor moet praat, dat die vieslikheid van mense, as dit daaroor gaan, maar in elk geval. So, toe dink ek nou, Here, wat se skrif gaan ek nou hierby sit, want daar's eintlik net een vers wat ek aan kan dink, wat 'n mens oor kan praat, en dit is in Openbaring 6 vers 8, wat ons lees van die vier perdruiters, en die Engels is nogal vir my, hulle praat nie eintlik van die groen perd nie, hulle praat van the pale horse. Nou, as jy gaan kyk in die Grieks, die woord daarso vir, wat hulle gebruik in Grieks is, ek hoop ek sê dit nou reg, chloros. So, en die betekenis daarvan is, vir pale, dit beteken greenish, of pale green, so, toe wag ek, okay, so, daai seker 'n groen perd, dit tel seker vir die groen perd, en die vers loop so. Ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, sy ruiter se naam is Dood, en die Hades volg hom. Aan hulle is volmag gegee om 'n kwart van die aarde dood te maak deur die swaard, hongersnood, 'n dodelike siekte en die wilde diere van die aarde. Dit is eintlik 'n ander weergawe wat ek dink klink dalk beter, so kom ons lees hom ook. Nou dit is, ek dink is die Afrikaanse Bybel vir almal, die ABA. Ja, ek dink is Afrikaanse Bybel vir almal. Ek het gekyk en toe sien ek 'n vaalgroen perd kom. Iemand het op die perd gesit, sy naam was Dood. Die doderyk het saam met hom gegaan. God het vir Dood en vir die doderyk gesê, hulle mag 'n kwart van al die mense op die aarde doodmaak, met oorloë en honger en pes en wilde diere. Toe het ek ook Spreuke 15 vers 1 gekry, want toe dink ek nou oor die stuk van the eagle will provoke the bear. So, dis 10 in woorde wat gespreek gaan word. So, Spreuke 15 vers 1. 'n Sagte woord laat die woede bedaar. Skerp woorde maak mense woedend. Ja, ek dink dit sê alles. En toe kry ek ook Eksodus 19 vers 4. Julle het self gesien wat ek met die Egiptenaars gedoen het. Ek het julle beskerm en gedra soos 'n arend haar kleintjies op haar vlerke dra. Ek het julle na my toe gebring. En ek dink uit hierdie hele woord uit, ek dink ons moet bid vir Amerika se mense. Ek dink ons moet bid vir die regering om hulle aandag op hulle eie land te hê. Daar's 'n tyd om in te meng in ander se sake, maar miskien het hulle kinders nou beskerming nodig as enigiets anderste. En ek voel die Here wil hê ons moet daaroor praat en vir hulle intree. So ek gaan vir julle vra, bid saam met my vir die Amerikaanse regering, dat hulle goeie besluite sal maak ten opsigte van hulle land, dat hulle land eerste sal sit, dat hulle eerste na hulle land se kinders sal kyk, want
Ek is baie sensitief as dit kom by kinders. Ek hou nie daarvan om te sien dat kinders seer gemaak word nie, dat hulle misbruik word nie. Dis een van daai goeters wat my bloed laat kook. Nou, ek het oor die jare het ek baie kalmer al geraak oor my opinie en goeters te sê. Maar as dit kom by kinders, is dit vir my baie moeilik om stil te bly, as ek weet daar's 'n probleem en ek sien ongereg wat aan kinders gedoen word. En ons moet ook ons plek hê. Dis nie altyd ons plek om in te meng met ander plekke en lande se sake nie. Maar ons kan vir hulle oor intree. En ek wil nie hê daar moet meer kinders verlore gaan nie. Want dit is siele wat verlore gaan. Dit is families wat stikkend gemaak word en kom ons bid vir hulle. Kom ons bid vir hulle land vir veiligheid. Laat daar goeie besluite geneem sal word. Laat hulle land se regering na hulle kinders sal kyk. Dat daar beter kinderbeleide sal inkom wat kinders sal beskerm. En net so kan ons vir ons land ook. Ons kan vir Suid-Afrika ook, want ons sit nog steeds met die Bella-wetgewing wat nie goed is vir enige iemand nie. Ons gaan nou weer van topiek afraak as ek op daai een. As ek nou op daai perd spring, gaan ons nou weer vir lank praat. So, ek wou net graag met julle hierdie woord gedeel het, wat ek gesien het, wat die Here met my gedeel het. En kom ons begin 'n gesprek daaroor. Gaan dink daaroor. Gaan dink oor wat dit vir jou beteken as jy hierdie hoor. Maar ons moet bid. Ons moet regtig bid laat mense se grense veilig word, laat hulle kinders veilig gehou sal word, dat hulle kinders nie gesteel word nie. Net soos wat ons daar in Exodus lees, dat die Here het sy kinders beskerm, soos wat 'n arend haar kleintjies sal beskerm, wat die kleintjies op hulle vlerke dra. Laat ons so ook wees, dat ons kleintjies beskerm, laat ons maar nie net ons nie, dat ons as 'n geestelike familie ook intree vir ander se kleintjies, se kinders vir beskerming. Ek voel net regtig baie sterk, ons moet hierdie jaar met ons bid vir kinders se beskerming, dat daar nie een kind weggevat sal word, dat daar nie een kind seer gemaak sal word nie, dat daar nie kinders gesteel word nie. Ek gaan nou maar oor traffic een of ander tyd, maar ek sal 'n ander video oor dit doen, oor my opinie oor human trafficking en maar net eers 'n bietjie kalmeer voordat ek daaroor praat. Want anders gaan ek dalk die woede uit my uitbars oor dit. Maar kom ons tree daarin. Kom ons bid hierdie jaar wat voorlê. Veral nou met wat die volgende stap wat Amerika in gaan. Laat hulle sal aanhou om 'n voorbeeld te wees, want hulle is 'n superpower. Almal kyk op na hulle, almal kyk wat daar gebeur in die mark, affekteer ons almal, of ons dit nou wil hê of nie. Dis ongelukkig nou maar net so. As ons weer deur 'n 9/11 moet gaan, ek dink nie enige van ons wil weer deur daai tydperk gaan nie. En van ons wat oud genoeg was of oud genoeg is om daai dag te kan onthou, dit was 'n baie slegte dag vir Amerika gewees en vir die wêreld om en net wat dit oopgemaak het, goeders wat dit verander het in die wêreld. Dis nie goed nie. Dis ja. Maar kom ons kyk wat wil die Here hierso doen, maar ek dink kom ons bid vir kinders. Ons bid vir die kinders eerste en dan vat ons dit van daar af. Die ding met die pale horse, the green horse, die ruiter op die valperd. Dit kan pes ook wees. Dit kan siekte ook wees. Miskien is dit 'n siekte wat ons teen moet bid. Ek het nou net die gedagte gehad. Dalk is dit 'n siekte wat kinders aantas wat ons moet bid voor. Maar kom ons tree in. Ons tree in vir kinders se gesondheid, ons tree in vir kinders om liefde te ervaar en ons tree in vir kinders se beskerming. En dan gaan ek ook vra, bid asseblief vir Amerika, laat hulle regering eers by hulle kinders sal kyk voordat hulle gaan kyk na ander goeters. Laat hulle oë op hulle kinders het. Ja. Maar julle, wonderlike dag vir julle. Ons sal weer gesels op 'n ander dag.